die Kruiskinderkanaal. Kom sit saam en luister na 'n storie wat lang terug begin het, maar wat stadig soos 'n pad deur die Bybel loop, reguit tot by my en jou vandag. Dit is een groot storie van hoe Abba mense liefhet, hulle skoonmaak en vir hulle elke keer weer 'n nuwe begin gee. Heel aan die begin gee Abba vir ons 2 Hebreëse woorde, soos klein sleutels wat die res van die storie oopsluit. Die eerste woord is Tazria, wat beteken om te saai of nuwe lewe te bring. Dink aan 'n saadjie wat in die grond geplant word. Dit lyk klein en stil, maar binne-in is daar lewe wat besig is om te groei. Dis hoe Abba werk. As ons mooi kyk na die letters, sien ons hoe Abba van die begin af iets nuuts doen. Tav wys dat hy 'n merk op ons sit, soos 'n teken dat ons aan hom behoort. Zahin beteken voorsiening en herinner ons dat Abba vir ons gee wat ons nodig het, selfs wanneer ons dit nie sien nie. Resh beteken 'n nuwe begin. Abba gee nie net een kans nie. Hy gee weer en weer nuwe kansse. Jod is soos 'n klein handjie wat wys Abba werk naby in ons lewens, selfs in klein dinge. Ayin beteken oog. Abba sien ons. Hy sien hoe ons voel en hy verstaan ons harte. Saam wys hierdie woorde vir ons, Abba bring nuwe lewe. Hy sien ons en hy is naby ons elke dag. En dan kom die tweede woord, met Sora. Dit praat van iemand wat onrein is, soos iemand met pelaats, maar weer herstel kan word. In die Bybel het mense met velsiektes soms alleen moes wees vir 'n tyd. Nie omdat Abba hulle nie lief gehad het nie, maar omdat hy hulle wou beskerm en ook ander mense wou beskerm. Maar die belangrikste is, daar was altyd 'n pad terug. Die letters wys vir ons nog dieper. Mem is water wat skoon was, soos wanneer jy vuil hande was en weer skoon word. Tadi wys na regverdigheid. Abba help ons om reg te lewe. Resh wys weer na ons as mense. Ons maak soms foute. Ayin sê Abba sien alles, selfs die dinge wat ander mense nie sien nie. Maar die mooiste deel is, Abba sien nie net die verkeerde nie. Hy sien ook wanneer ons na hom toe kom en dan maak hy ons skoon. Met hierdie 2 sleutels stap ons in die storie van Levitikus 12 vers 1 tot 15 vers 33 in. Hier leer Abba sy mense hoe om naby aan hom te leef in hulle alledaagse lewe. Hy praat oor dinge soos wanneer 'n baba gebore word, oor siektes en oor hoe mense weer skoongemaak kan word. Partykeer moes hulle vir 'n rukkie wag of eenkant wees. Dit was nie 'n straf nie. Dit was soos 'n tyd van rus, genesing en voorbereiding. En wanneer daardie wagtyd verby was, het hulle na die priesters toe gegaan. Die priester het gekyk of hulle gesond is en dan het hulle offers gebring. Hierdie offers het gewys: Abba, dankie dat U my weer skoongemaak het. Ek wil weer naby U wees. Dis amper soos wanneer ons vandag jammer sê en weer regmaak. Dit bring ons terug na Abba toe. Daardie selfde idee dat Abba ons skoonmaak en herstel, vloei verder wanneer ons hoor van Naaman in 2 Konings 5 vers 1 tot 19. Hy was 'n belangrike en sterk man, maar binne-in het hy 'n groot probleem gehad. Hy was siek. Hy het melaats gehad en kon nie homself help nie. Hy moes leer om Abba te vertrou. Toe hy hoor hy moet homself 7 keer in die Jordaanrivier was, het dit vir hom te eenvoudig geklink. Hy het gedink, dit moet iets groot en indrukwekkend wees. Maar toe hy uiteindelik kies om te luister en gehoorsaam te wees, gebeur die wonderwerk. Sy vel word heeltemal skoon, soos die van 'n jong seun. Dis presies wat Levitikus al gewys het. Abba maak 'n pad om ons te herstel. En soms is daardie pad eenvoudig, maar ons moet vertrou. En dan sien ons nog iets van Abba se hart in 2 Konings 4 vers 42 tot 44. 'n Man bring net 'n klein bietjie brood, nie genoeg vir almal nie. Maar Abba seën dit en daar is meer as genoeg vir elkeen om te eet. Dis soos om 'n klein kosblik te hê en skielik kan almal saam eet.
Abba wys dat hy nie net skoonmaak nie, hy sorg ook vir ons. In 2 Konings 7 vers 1 tot 20 sien ons hoe Abba 'n moeilike situasie verander. Die mense was bang en daar was nie kos nie, maar oornag verander alles. Abba bring oorvloed waar daar eers tekort was. Dit wys vir ons, Abba kan dinge vinnig verander en hy gee vir ons wat ons nodig het op sy tyd. Al hierdie stukkies begin saamkom soos 'n groot prentjie en dan gebeur iets wonderlik. In Lukas 2 vers 21 tot 36 bring Maria en Josef vir baba Yeshua tempel toe. Hulle doen presies wat Abba lank terug in Levitikus geleer het. Hulle volg die reinigingswette. Maar hierdie oomblik is baie spesiaal, want die baba wat hulle dra is die een wat alles gaan verander. Simeon, wat in Jerusalem gewoon het, neem vir Yeshua in sy arms en prys Abba. Anna, 'n profetes, praat met almal oor Yeshua. Hulle het lank gewag vir Abba se belofte en nou sien hulle dit met hulle eie oë. Hulle verstaan. Yeshua gaan nie net mense se liggame help nie. Hy gaan mense se harte skoonmaak. Hy gaan die finale antwoord wees op alles wat in Levitikus begin het. En nou kom die storie by ons. In Romeine 6 vers 19 tot 23 leer ons dat ons elke dag 'n keuse het. Die hele Bybelse storie lei eintlik hierheen. Van nuwe lewe, na skoonmaak, na Abba se voorsiening, na Yeshua en nou na ons harte. Elke dag kry ons klein keuses. Kies ek om die waarheid te praat of om te jok? Kies ek om te deel of om alles vir myself te hou? Kies ek om vriendelik te wees of lelik? Dit lyk klein, maar dit wys wie ons volg. En wanneer ons kies om Abba te volg, gebeur iets wonderlik binne in ons. Hy maak ons skoon soos water wat vuil weg was. Hy gee vir ons 'n nuwe begin, soos 'n saadjie wat groei. Hy help ons om beter te doen elke dag. So vandag, maak nie saak hoe jy voel nie, of jy bly is, hartseer is, of dalk sleg voel oor iets wat jy gedoen het. Onthou hierdie storie. Abba sien jou. Hy werk in jou lewe. Hy gee vir jou 'n nuwe begin. Hy maak jou skoon en hy gee vir jou 'n nuwe lewe. Jy kan altyd terugkom na hom toe. Hy wag vir jou met liefde, vergifnis en 'n nuwe begin. Kom ons bid saam. Abba, dankie dat U ons sien en liefhet. Dankie dat U ons skoonmaak en vir ons nuwe lewe gee. Help ons om elke dag U te kies in alles wat ons doen. Amen. Shalom!